Vroeg in my pad met Jesus, sit ek eendag by die huis en ek is mismoedig. Ek is mismoedig, ek het nie geld nie, ek het nie my eie kar nie, ek het nie my eie huis nie, ek bly by my ouers. Ek moet 'n fiets leen, 'n kar leen, 'n kar huur, miskien my laaste geld vat om 'n vliegtuigkaartjie te koop net om in die volgende dorp te kom, en as ek daar kom met 'n ander ou my weer rondry en ek is net mismoedig. En ek vat my pa se bakkie daai aand en ek ry gou vinnig 'n draai deur die dorp net om my koppietjie skoon te kry, en ek bel 'n vriend van my terwyl ek met hom praat oor alles wat in my hart aangaan. En op die einde stop ek by 'n karhandelaar in ons dorp in Appington toe ek nog daar gebly het. Stop ek daarso en ek is op die telefoon met my vriend, en toe ek klaar is, toe sit ek die foon neer en dit is omtrent 10:00 die aand, en terwyl ek die foon neersit en net bietjie asem skep, klop iemand aan my ruit en ek skrik groot en ek kyk kant toe en hier staan hierdie beautiful jong swart meisie en ek draai die ruit af en ek sê vir haar, "Hey, kan ek jou help met iets?" "Ja," sê sy. "Vra met wat?" "Nee, met besigheid." Ek sê, "Besigheid?" "Ja," sê sy. Ek sê, "Wat se besigheid?" "Seks." "Jesus, ek skrik so groot, ek draai die ruit weer op en sy draai om en sy loop weg. En terwyl sy wegloop, sê die Heilige Gees vir my, "Jy ken die waarheid en jy deel dit nie eers met haar nie." Jesus, en ek maak die ruit weer oop en ek skree, "Hey, kom terug, kom terug." En ek sê vir haar, "Klim in die kar." Nou, moet jy weet, hier sit ek in hierdie Appington, hierdie klein dorpie. Dis tipies klein dorpie, almal ken almal van almal se besigheid. En 'n storieetjie is altyd 'n lekker ding as jy vir alle sterkie kan bylas. Nou is hierdie evangelis, kind van die Here, Pieckard Hen, wat ek wil amper sê gomgat van die dorp was, preek nou die gospel. Hier tel hy nou 'n prostituut op in die dorp en ek weet nie wat gaan van dit kom nie, maar ek laai haar in die kar. En al wat ek kan aan dink is ek kan nie alleen met 'n vrou wees nie en definitief nie alleen met 'n prostituut wees nie. So ek gaan nou na my vriend se huis toe vat wat 'n profeet is wat my daai tyd onder sy vlerk ingeneem het. Ek bel hom, sy foon lui net, hy antwoord nie sy foon, ek dink as hy nie sy foon antwoord nie, dan vat ek hierdie vrou nou na my maale se huis toe. En dan sal ek haar nou daar self praat, maar ek wil net nie alleen in 'n kamer saam met haar wees nie, want ek wil nie die stories moet rondloop nie. En nou ek ry na my ma se huis toe, ek stop voor die deur, en ek sê vir haar, sy moet net hier binne in die kar wag, want agter daai deur is daar 'n pitbull. En agter daai pitbull is daar my ma, en sy is 'n groter pitbull as wat die een is wat agter die deur staan. So ek wil net gou die hond gaan bære, en my ma sê ek gaan jou inbring en dan kan ek jou inbring hiernatoe. En ek gaan gou in, ek bære die hond, nou sê ek my, nou is ek hastig nie, weet ek het nou net bekeer. Ek wil net dat mense help en duiwels uit ouens uitdryf. Nou kom ek by die huis, nou maak ek die deur op, nou sit so in ons huis, dan kom jy in my maale se huis en daar's groot glasdeure, dan sit 'n eetarea en dan kom bysie en dan is daar 'n braai area wat jy deur so deur moet gaan met die TV vertrek. En ek stap deur die braai area en ek sê vir my maale, hoor hierso. Ek gaan nou, maar nou sê ek is jong bekeer, my taal is nog nie lekker in lyn met die woord nie. Ek sê vir my ma, hoor hierso, ek het 'n hoerie in die kar, ek gaan haar nou in die huis inbring, en dan gaan ek al gou braai as daar right. En ek onthou my ma is geskok op hulle gesig, nie eens 'n woord gesê nie, my ma het net haar kop geskit. Ons het die deur toegemaak, ek gaan uit, ek super excited, hierdie meisie gaan nou Jesus ontmoet, ek bring haar in die huis en ek sê vir hom, staan hierso, en ek vra vir haar, is dit okay as ek vir jou bid? Dis al wat ek weet, ek het nie vrae gevra nie, ek vra net vir haar, is dit okay as ek vir jou bid? Ja, sê sy is reg, en ek vat salwingsolie en ek sit dit op my hand, en toe ek my hand op haar kop sit, nê, begin sy haar kop so teruggooi, en sy begin in sirkels draai onder my hand. En hoe meer sy in sirkels draai, hoe meer loop ek agter haar aan. En ek sê net in die naam van Jesus, ek beveel hierdie ding om uit daar uit te kom. En weet, ek weet al wat ek nou in die laaste jaar en 'n half wat gesien het, is wat ek nou oor hierdie vrou bid, nê. En ek begin bid, en die volgende oomblik, toe ons so een keer rondom die etenstafel gegaan het, die volgende oomblik toe voel ek hoe my tale uit my uitkom, en ek begin praat in tale, en toe ek in tale praat, toe val daai vrou soos 'n paal op die grond, en sy op die grond val, toe sê ek in die naam van Jesus uit, en daai volgende oomblik toe haal sy asem, en sy's vry. Ek skree, nou staan ek, nou moet jy verstaan, hier staan ek nou bo op hierdie prostituut, ek sê vir haar, jy's vry, sê ek vir haar, nee, yes, sy's vry, sy staan op, ek gee vir haar 'n lekker druk, sê vir haar, hoorie, ek gaan so lank in die kar, wag my, ek sê net gou vir my ma, ek vat jou weg, gaan en ek maak die deur op, ek sê vir my, ek vat net gou hierdie vrou weg, ja, skud hulle net weer hulle kop, daar gaan ek. En nou bel ek weer my vriend vir Renier, ek bel hom, hier antwoord hy sy foon, ek sê Renier, ek het 'n hoerie by my in die kar, maar sy doen net al lewe vir Jesus gegee, sy's vry, ek bring haar gaan na die huis toe, hy is 'n totale profeet. Nou, profete se persoonlikheidstipes is meeste van die kere, ek wil amper sê 98% van die kere introverte, so hierdie is nou, Renier het net gesê, ai Pietjies, wat maak jy nou weer? Jy weet, dan bring haar na sy huis toe, laai hom in die kar, super excited, wat gaan aan? En wat my geskok het, is op pad terug, vra ons vir, okay, waar laai sy af? Nee, waar ons al opgetel het. Vra, hoe oud sê hy? Nee, sy is 16 jaar oud. Ek sê vir my, hoekom doen jy wat jy doen? En sy sê, sy weet haar liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Maar as sy nie hierdie doen nie, dan kan haar familie nie eet nie. Ek sê toe van my interessantheid,
wat sal dit my kos as ek jou wou gehad het vir 'n hele aand en ek wil alles met jou doen. Alles wat jy aan kan dink wil ek met jou doen. Sy sê vir my vir 'n hele aand alles R150. En dit skok my daai aand so baie dat 'n 16-jarige meisietjie vir R150 per aand op straat sal staan sodat haar familie kan eet. Nietemin, ons het haar ingevat na 'n vrouehuis toe waar sy kon ingeskakel het. Ek het haar nooit weer op straat gesien in Appington nie. Hier is die ding, ek en jy dra die goeie nuus in ons, die hoop van die heerlikheid bly in my en jou, die krag van God bly in my en jou. Handelinge 1:8 sê, wanneer die Heilige Gees kom, dan sal ek en jy krag ontvang en ons sal 'n getuienis wees van Jesus. In Judea, Samaria, en tot die eindhoeke van die aarde is waar ek en jy, Jerusalem, tot die eindhoeke van die aarde is waar ek en jy sal getuienisse wees. En daai krag van God in ons is reg en gereed om enige tyd, dag en nag, gemanifesteer te word. Die Bybel sê, die hele aarde is in afwagting vir die manifestasie van die seuns van God. Ek en jy het die krag in ons en alles wag vir my en jou om Jesus te manifesteer oral waar ons gaan. En vandag kan jy die persoon wees wat kontakpunt tussen hemel en aarde is vir die persoon voor jou wat Jesus nog nie ken nie. Vader, ek dank U in die naam van Jesus. Vir elke persoon wat hier luister, ek bid U dat U iets in hulle wakker sal maak om 'n kontakpunt te raak tussen hemel en aarde vir die mense wat Jesus nie ken nie. Dat die krag van God kragtig en magtig deur hulle sal vloei en sal manifesteer, sodat die wêreld om hulle Jesus sal leer ken. Dat daar bevryding, genesing sal wees van almal om hulle. Dat die dooies opgewek sal word, die blindes sal sien, die dowe sal hoor in die naam van Jesus. Amen.